Ek wil u graag vertel van die storie van 'n man met die naam van Louis Kurtz. Hy was een van Amerika se topvlieëniers tydens die Tweede Wêreldoorlog. Hy was gestuur na die Middellandse See waar hy beskou was as 'n held omdat hy binne 'n paar maande 5 vyandelike vliegtuie neergeskiet het. Maar hy is later egter ook neergeskiet. Hy was gevange geneem, maar het ook ontsnap en het teruggekeer na die diens in die Stille Oseaan. Daar word vertel dat op die 10de Februarie 1945 het Kurtz 'n Amerikaanse vragvliegtuig opgemerk wat op pad was na 'n vliegveld wat deur die Japaneese beheer was. Die vliegtuig het heeltemal rigting verloor en die radio was buite werking en al sy pogings om hulle te waarsku het misluk. Hy het toe die engines van die vliegtuig uitgeskiet en het sodoende gedwing om in die see te land waar die bemanning later gered is. Nou hierdie soldaat Kurtz het 'n medalje ontvang vir hierdie optrede van hom omdat dit verhoed het dat die bemanning deur Japaneese gevang was wat vir hulle baie skade kon berokken en selfs hulle dood kon beteken. Nou ek vertel u hierdie storie want as ons in die verkeerde rigting op pad is en daarop aandring om ons eie gang te gaan in hierdie lewe, moet ons nie verbaas wees as die Here ingryp en dit vir ons moeilik maak om verder te gaan nie. Luister bietjie wat sê die woord van die boek Hosea, hoofstuk 2 vers 5. Daarom sê die Here, sal ek doringtakke in jou pad gooi en ek, die Here, sal 'n klipmuur om jou bou. Ek sal jou pad versper met 'n muur sodat jy nie verdwaal nie. Weet jy wat, die Here het jou lief en hy is aan jou kant. En dit beteken dat hy nie sal toelaat dat jy van hom af sal wegstap sonder om 'n poging aan te wend om jou aandag te trek sodat jy sal terugkeer na hom nie. En as ons weier om te luister na die waarskuwings van die woord en van die Here, van die Heilige Gees en van die vriende en leiers wat hy in ons pad bring, kan dit gebeur dat die Here jou sal neerskiet om jou van iets baie gevaarlik en verwoestend te weerhou. Jy weet, ons moet gou reageer op die waarskuwings en die vermaanings wat ons ontvang oor ons besluite en ons optrede. Here, dankie dat U met ons en vir ons is. Amen.